My toespraak vandag het gegaan oor volhoubare ontwikkeling en veral bewaring en beskerming. Nou, baie mense bewaar bewaring en beskerming, maar eintlik is dit so uiteenlopend, dat jy dit kan glo nie. Bewaring verwys meer na die instandhouding van die omgewing soos dit nou is, en beskerming verwys na veranderinge wat plaas kan vind, maar dit moet plaasvind op 'n volhoubare manier. Well, basically my speech was about how we as in South Africa, we can help resolve our social problems in our country. And I've basically focused on environmental sustainability. It's all about global warming and definitely how we exploit our natural resources in our country. I think it was more about how, it wasn't in a negative way, it was about how we as the youth and here at the Youth Players Camp, it's about how we can help South Africa by having a good attitude. Ek het gepraat oor die druk wat ouers op hul kinders toepas in sportverband en in verskillende studies en sulke goede. En my siening daaroor is ek het dink dat baie van die ek dink dis half meer in die ouers kant se skuld want hulle sit die basiese goede wat hulle nodig het om om hulle kinders reg op te voed en sulke goede. Hulle is nie kan sê volleerd in daai aspek nie en ek dink dis dalk of hoe ek dit al sien en hoe ek in my huishouding wat ek agterkom het, is dit ons is baie naby aan die Here en ons vertrou baie op die Here en sulke goede. En ek voel dis dalk 'n ding wat veral vaders soos wat op die Mitre Conference wat Angus Bakken gesê het dat hulle nie hulle rol as vaderfiguur inneem nie en dat kinders nie die regte rolmodelle kry nie. Ek meen as ek nou na iemand streef is dit my pa. En ek dink dis dalk 'n groot probleem in skole of in skole nie in gesinne. Ek dink baie van ons, die sosiaal-maatskaplike kwessies in jou omgewing beïnvloed jou en daar's baie min mense wat verantwoordelikheid aanvaar vir hierdie kwessies. Maar as Suid-Afrika 'n legkaart was, sou hierdie mense wat verantwoordelikheid aanvaar die goue sulke wees. So ek dink nie eintlik Suid-Afrika verdien 'n goud, silwer of bronsmedalje nie, want Suid-Afrika is goud. Dis 'n baie talentvolle groep hierdie en ek het geen twyfel in my binneste dat wanneer hulle uitgaan en gaan werk met die goed wat hulle ook geleer het by hierdie konferensie nie, dat daar 'n verskil gemaak kan word nie. Dit gaan soos ons gesê het, dit gaan oor meer as net geld, dit gaan oor dissipline, dit gaan oor werksetiek, dit gaan oor waardes. Dit gaan oor menswaardigheid om mense in hulle menswaardigheid te herstel en baie belangrik om hoop aan mense te gee. Mense wat in armoede vasgevang is, wat dink daar is nie meer 'n manier om hier uit te kom. Soos ons gesê het, yes we can, hè?